Waaroor kla ons so baie? En ek dink as ek daai vraag vir jou vra, kan jy sommer vir my 5000 redes gee hoekom Suid-Afrikaners en ons mense in Suid-Afrika so baie kla. Want ons het rede om te kla, of dit nou munisipale dienste is, of dit nou ons paaie en infrastruktuur is, en of dit nou wie is wat jou kwaad maak, waar ook al kla kan ons kla. Maar dit is nie wat die Here van ons wil hê nie. Hy soek maar ons lewe in oorvloed, nie net aan die ander kant van die graf nie. Hier op aarde, hier en nou, soek hy lewe in oorvloed vir my en vir jou. Kom ek lees vir jou 'n bietjie van iemand wat regtig rede gehad het om woes en erg te kla. En dis jonge Josef. En ek sê jonge Josef, want sy verhaal begin toe hy 17 jaar jonk was. En ons lees in Genesis 37 vers 24. En hulle vat hom en hulle gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Het Josef rede gehad om te kla? Oh my soul, oh my word. Natuurlik het hy rede gehad om te kla. Sy eie broer, sy bloedfamilie rand hom aan, gooi hom in 'n put. Gelukkig 'n put wat droog is, wat nie water in het nie, anders het hy nog verdrink ook. Genesis 39 vers 20. En hy het vir Josef gevat en in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou is. Daar word Josef absoluut 100% onskuldig in die tronk gegooi. So hy gaan van 'n aanranding deur sy broers na 'n droë put. Hy word nog verkoop ook in die tussentyd, en dan kry jy nou nog die hele tronk situasie. In onskuld sit hy in die tronk. Maar ons lees die volgende woorde, en dit is die belangrike vir my en vir jou in elke en enige situasie, hoe moeilik of hoe sleg ook al. 'n putervaring, 'n tronkervaring. Ons lees die Here was by hom. Net daardie woorde. Die Here was by hom. En ek wil vir jou ook sê, in hierdie land, in Suid-Afrika, in persoonlike situasies wat jy mag kom, van moedeloosheid en dit voel vir jou of die lewe jou klap. Die Here was by hom. Die Here is by jou. Die Here is by my. Kom ons gaan leef met daardie sekerheid en met daardie wete elke dag. Wonderlike dag vir jou verder.